Verder reën is moontlik oor Namibië met swaar neerslae wat plek kan voorkom, terwyl seisonale tendense dui op laer vleispryse vir nou. Welkom by hierdie week se Namibiese vleis en weeroorsigh wat moontlik gemaak word deur Cosmos 94.1 en Reintjie. Hierdie week gaan kyk Johan na nog 'n moontlikheid van reën tot in April, maar dat La Nina oorgegaan het na neutrale toestande. Als in die week se episode, so moet dit nie misloop nie. Cosmos 94.1, Namibië se enigste Afrikaanse kommersiële stasie. Nuus, sport, sake, weer, verkeer en vermaak. Die Namibiese leier in uitsaaiwese. Luister aanlyn by cosmos.com.na. Daar is net een en dis Cosmos 94.1. Die gemiddelde speenkalfpryse in Namibië het met 1% gestyg die afgelope maand en staan nou op 28 Namibiese dollar 61 sent per kilogram. Verskalvers styg na $30.78 en bulkalvers na $34.91 per kilogram. Die gemiddelde prys vir vetkoeie verhandel nou op $30.43 met die gemiddelde stooroosprys wat nou op $33.20 per kilogram verhandel. Tans is die kalfprys so bietjie hoër as wat ons laas jaar gesien het en is dit moontlik as gevolg van bietjie minder aanbod in die mark. Dit het ook nou bietjie begin reën en is die kudde ook bietjie kleiner weens die moeilike jaar waardeur ons tans is. Die seisonaliteit van kalfpryse dui egter dat die prys in Maart en April kan daal en moontlik op 'n relatiewe laer vlak bly tot na die winter. Ons dink egter dat dit 'n beter jaar kan wees in terme van pryse as wat ons laas jaar gesien het, weens die minder aanbod en nog reën wat verwag word. In die skaapbedryf het die gemiddelde slagskaapprys gestyg met 2% na 37 Namibiese dollar 84 per kilogram en is dit nou ongeveer 21% hoër as wat ons 'n jaar gelede gesien het. Dorper slagskape styg na $37.68 terwyl die vetster slagskape nou op 38 Namibiese dollar per kilogram verhandel. Die aansienlike hoër pryse word in Suid-Afrika ook gesien, met karkarspryse ook nou naby aan die R100 per kilogram. Hierdie hoë pryse word toegeskryf aan tekorte tans in die mark, met vraag wat weer opgetel het en die bemarkbare diere wat net te min is tans. Ons verwag steeds dat pryse gaan daal vanaf Maart tot met Mei maand, weens meer aanbod wat tans in die mark is. Iets om dalk in gedagte te hou vir die toekoms is dat baie areas in Suid-Afrika minder geskik raak vir skaapboerdery weens diefstal en ongediertes en skep dit dalk 'n goeie geleentheid vir die Namibiese boere in die nabye toekoms. In die bokbedryf het die gemiddelde prys gestyg met ongeveer 4% en staan nou op $1,230 Namibiese dollar per kop. Ons verwag dat die bokprys so 'n klein bietjie kan terugsak in Maart en moontlik ook in April, maar van daar af weer in 'n opwaartse tendens inbeweeg soos ons na die wintermaande ingaan. Maak seker om by ons WhatsApp kanaal ook aan te sluit. Ons sal daar met almal die nuutste weeklikse verslag ook deel. Ek sit ook die skakel na die groep in die beskrywings onderaan. Ja, dit is so lekker om berigte te sien van hoe dit reën in Namibië. Ons sien die foto's van die riviere wat afkom. So fantasties. 'n Mens voel eintlik so goed na 'n klomp jare waar ons omtrent net oor droogte kon praat. Kyk ons 'n bietjie hoe het dit gereën. Hierdie is van 23 Februarie tot 1 Maart. Kan ons sien dat veral die noordelike dele van Namibië het reën gekry. So 'n bietjie suid van Windhoek ook nog, maar hoofsaaklik noord en die suidelike gedeeltes nog baie min in daai laaste week van Februarie. Kyk ons na die eerste week van Maart, hier van 2 tot 8 Maart, dan sien ons dit het 'n bietjie weste kant toe geskuif. Nie so groot hoeveelhede reën nie, maar oor groot gedeeltes. So ons is baie bly vir die reën en die groot vraag is, gaan daar nou opvolgreën wees? Want veral vir ons weidingsboere moet daar opvolgreën kom, 1 of 2 buie reën en veral die baie harde buie, dit help, maar daar moet reën nog verder voorkom. Kyk ons 'n bietjie na wat besig is om te gebeur. Ons sit nog steeds met tropiese storms oor Mosambiek en die Mosambiek-kanaal oor Madagaskar en dan is daar 'n tropiese storm nie sterk genoeg as 'n sikloon nie, so suidoos van Madagaskar ook. Nou,
die groot wat gebeur, hierdie storms oor die Mosambiek-kanaal, dit is nie so sterk dat daar nie vog oor die westelike gedeeltes kan afkom nie. So daar kom oor Angola, Namibië en selfs oor Suid-Afrika, maar meer oor die westelike gedeeltes waar dit dan reën. Verwagting vir die volgende 2 weke, en ons sien hier van 11 tot 19 Maart, die groot aktiwiteit, die swaar reën is steeds oor die Mosambiek-kanaal, Madagaskar en die gedeeltes. Maar daar is 'n klompie vog wat afkom oor Namibië, soos ons genoem het, so suidooswaarts hier oor die sentrale dele van Suid-Afrika, en dan ook die kusgebiede van Suid-Afrika, die Natalse en Oos-Kaapse kusgebiede. Die week daarna van 19 tot 27 Maart sien ons die witkool hoofsaaklik oor Botswana, en dis waar die hoogdrukstelsel geleë is, en om hierdie hoogdrukstelsel oor Angola en Namibië en dan suidooswaarts oor Suid-Afrika kom daar 'n klompie vog en 'n klompie reën wat moontlik is. Breek ons dit 'n bietjie op. Vir die 14de Maart kan ons sien oor Namibië, eintlik die hele oostelike deel van Namibië is daar 'n kans vir reën. Plek kan daar swaar reën voorkom, en dis die tendens wat ons die afgelope seisoen, maar ook die afgelope paar seisoene sien, is dat ons kolle baie swaar reën kry. Hier in die regterkant sien ons die oorblyfsels van die tropiese storm, hier oor die suidelike dele van Madagaskar. Die 16de Maart skuif dit so bietjie noordooswaarts, so die noordoostelike dele van Namibië en die noordelike dele lyk of daar nog 'n klompie reën is wat kan voorkom. Rondom 17 Maart sien ons weer meer oor die westelike dele van Angola, kom daar uit die noordweste 'n klompie vog en reën wat kan voorkom, en dit lyk dan of hier die suidoostelike dele, net daar by die Galagadi omtrent of 'n bietjie suidwaarts, dat daar 'n klompie reën verwag of kan voorkom. 20 Maart duur hierdie tendens voort, maar daar kan kolle dan redelik swaar reën. So die moontlikheid is steeds daar dat hierdie vinnige vloede of lokale vloede kan voorkom. Dit is nie noodwendig soos wat hierdie voorspellings aandui nie. Dit kan geografies op ander plekke voorkom, maar wees bewus daarvan dat daar nog plek redelike swaar reën kan voorkom. Kyk ons na die langer termyn. Hierdie is vir Maart, April, Mei, so ons is so in die begin van hierdie voorspellingsperiode, en dit het vir ons nogal baie mooi aangedui dat die blou gedeeltes is 'n bogemiddelde kans vir reën, wat hier oor die westelike dele, hoofsaaklik oor Namibië en die noordelike dele van, of die kom ons sê oor dele van die Noord-Kaap ook kan voorkom. Die La Nina is besig om te verswak. Dit is tans al in 'n neutrale fase, maar daar gaan nog 'n bietjie oorblyfsels van die effek van La Nina wees. So hierdie is vir April, Mei, Junie. Dit is vir die wêreld globaal, en ons kan sien daar oor Namibië is daar nog die blou-grys gedeeltes 'n kans dat ons bogemiddeld reën kan kry. So waarskynlik maar tot hier in April se kant. Groot dele van Suid-Afrika gaan dan ondergemiddelde reën kry. En daar's ook 'n baie groot kans dat die Wes-Kaap vanjaar ondergemiddelde reënval gaan kry. Opsommend, so verdere reën is moontlik met swaar neerslae wat weer plek kan voorkom. Langer termyn is daar nog 'n moontlikheid van reën tot so hier in April. La Nina het nou oorgegaan na neutraal, en dit behoort neutraal te bly vir ten minste die volgende 3 tot 6 maande. Maar ons is redelik onseker wat gaan gebeur in 2025, 26. Gaan La Nina neutraal bly? Gaan dit weer na La Nina toe gaan of El Nino? Nog baie vroeg in die seisoen, maar die kans is baie goed dat ons van volgende jaar af
weer in 'n droër siklus kan inbeweeg. So mooi bly en lekker boer. Baie dankie Johan. Los asseblief vir ons kommentaar oor wat julle graag sal wil hoor in die volgende video's of kontak my sommer direk, ons wil graag van julle hoor. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Cosmos 94.1 en Reintjie. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste video's, meer inligting en gedetailleerde verslae. Julle is ook welkom om by ons Namibiese WhatsApp groep aan te sluit waar ons dan 'n weeklikse verslag ook met almal deel. Stuur net vir my boodskap met die skakelwoord NAM na 073 140 2698 en ek sal vir die skakels aanstuur, maar ek sit ook die skakels in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.